Môre julle. Ekskuus tog. As ek bietjie siek klink, dit is omdat ek is. Ja, die Kaap is weer lekker koud vanoggend. En hy weet nie wat hy wil doen nie. Maar ons kort die reën. Maar in elk geval. Kykie, ek wil net ek is nie 'n geleerde ou in die Bybel nie, en hierdie video's wat ek maak, ek deel maar wat op my hart is, en hierdie video voel vir my klaar emosioneel. So as ek begin huil in die video, is fyn, mans mag ook huil. En ekskuus, ons neem die lewe so maklik as vanselfsprekend. Totdat iets gebeur wat jou herinner hoe kosbaar elke dag regtig is. So my suster was onlangs in 'n ongeluk gewees. Ek sal vir die foto hierso wys van die kar. En as jy na die kar kyk, dan besef jy net weer, ons weet nie wat môre bring nie. Maar vandag is ons hier. Ons lewe en daarvoor moet ons dankbaar wees. Die Bybel sê in Psalm 118 vers 24: Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Nie net wanneer alles goed gaan nie. Nie net wanneer ons alles het wat ons wil hê nie. Maar vandag. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Ek is dankbaar vir my suster. Ek is dankbaar dat sy nog hier is. Ek is dankbaar vir my familie. Ek is dankbaar vir nog 'n dag. En bo dit alles is ek dankbaar vir God se genade en sy beskerming. Ons weet nie hoeveel dae ons nog het nie. So moenie wag vir môre om vir iemand te sê jy is lief vir hulle nie. Moenie wag vir 'n krisis om dankbaar te wees vir wat jy vandag het nie. Lewe vandag met 'n dankbare hart, want elke asemteug is 'n geskenk van God. As jy vandag nog asemhaal, het jy reeds iets om voor dankbaar te wees. Okay, love you, bye.